15 Mei 2025, lesing 282 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Ons het nou hoofstuk 174, Joshua in die omgewing van Caesarea Philippi, die suurdeeg van die Sadduseërs. Nou, mense wat nie bekend is met die eienskappe van Fariseërs en Sadduseërs nie. Fariseërs was die in die tempel wat verkondig het dat daar wel 'n lewe na die dood is, maar self nie geglo het nie. Die Sadduseërs was ook in die tempel en hulle het glad niks geglo aan 'n lewe na die lewe nie. Vir hulle was as jy doodgaan, as jy dood, daar bestaan niks verder nie. En hulle was nogal 'n magtige groepering in destydse Judea. En nou kom Joshua en hy sê, pas op vir die suurdeeg. Nou suurdeeg het 'n eienskap, hy vat brood en dat laat rys hy hom. En in hierdie geval wat Joshua waarsku is die negatiewe suurdeeg wat hulle in die brood inmeng. Naamlik die leuns dat daar nie 'n lewe na die lewe is nie. Daar's verskeie skrifte wat hulle gehad het, wat kan bewys dat daar lewe na die dood op aarde is. Een van die duidelikste is die verhaal van Saul en die heks van Endor. En hulle het, Saul het vader se guns verloor, sy gees verloor, en toe gaan hy na die heks van Endor toe, en hy sê vir haar, roep vir my vir Samuel, want dit is 'n profeet wat vader op daai stadium in Israel gehad het, voor hy dood gegaan het, het Saul by hom ook inligting gekry en leiding gekry. En in die skrif staan, en Saul het uit die aarde uit opgekom. Samuel het uit die aarde uit opgekom, en hy was wakker. En hy sê, waarom steur jy my in my rus? Nie waarom steur jy my in my slaap, nie in my rus. En hy het toe vir Saul baie groot waarskuwing gegee. Saul was nie eintlik baie gelukkig met die ou se woorde nie. Maar dis 'n bewys dat Samuel lewe. Samuel was op daai stadium waar alle dooies was voor Joshua se opstanding, naamlik in die aarde. Volgens Henog is daar verskillende bergplekke in die aarde waar die gereddenis ook was. En dan natuurlik waar die ongereddenis is, ons noem dit die dode ryk of die hel. Nou is daar 'n ander bedeling, ons gaan op na die ligryke toe, wat nie noodwendig in die aarde is nie, wel is definitief nie in die aarde nie. Die ligryke kan enige plek wees, want dit is geestelike ryke waarheen ons gaan, as ons nou sterf, maar ons leef vir ewig. Ons lees verder, hoofstuk 174, aan die grens lê 'n groot herberg, vir gastehuis, waar daar deurlopend mense van allerlei nasies opdaag. Judeërs, Grieke, Romeine, Egiptenare, Samaritane, Sadduseërs, Esseners, en ook 'n aantal Fariseërs en skrifgeleerdes. Toe ek met my leerlinge daar aankom, win natuurlik veral die Fariseërs en skrifgeleerdes inligting in oor my en my leerlinge. Maar hierdie aand het niemand geweet wie ons was nie. In die herberg is daar egter 'n vrou, wat ook op die berg, wat met die baie wat uit hierdie streek aanwesig was, gesuiwer was van haar erge melaatsheid. Hierdie vrou herken my, val voor my op haar knieë neer en dank my nogmaals vir haar verkreë genesing. Enkele Fariseërs sien dit en kry die vermoede dat ek die berugte Joshua uit Nasaret is. Op die aand van my aankoms laat hulle my en my leerlinge egter met rus, maar onder mekaar pleeg hulle oorleg met die Sadduseërs gedurende die hele nag, hoe hulle my die volgende dag, wat juis 'n na-Sabbat was, met woorde en dade sou kon vang. Toe ek in die oggend buitekant met my leerlinge die môrebrood eet, en hulle tevens vertel dat daar op hierdie plek nie baie gedoen sou kon word nie, kom die Fariseërs en Sadduseërs uit die huis, stap dadelik baie brutaal op my af, en begin my Joshua uiterlik baie vriendelik met allerlei vrae
in versoeking te bring. Daarby vertel hulle selfs baie van my roemryke dade, om my goed uit my tent te lok, maar daarin vergis hulle self lelik. 'n Sadduseer sê selfs, Meester, weet u, ons sou geneig wees om u te volg, en u leerlinge te word, as u as kind van Elohim, en Elohim se seun, soos wat baie mense u nou al noem, ons daarvoor 'n teken uit die hemele sou gee. Doen 'n sigbare wonderwerk vir ons, en dan kan ons die uwe noem, Toe ek egter in hulle harte kyk, vind ek slegs boosheid. Elke woord wat hulle sê is 'n deurtrapte leuen. En ek sê daarom aan die sluwe vraers en uitdagers, in die aand sê julle, o, dit sal môre mooi weer wees, want die hemel is rooi. En in die oggend sê julle, o, dit sal vandag slegte weer wees, want die lig is rooi en betrokke. O, groot huigelaars, as julle die tekens aan die hemel kan beoordeel, waarom dan ook nie die groot tekens van hierdie tyd, binne die sweer van die geestelike lewe van die mense nie? As julle nou van ander, soos wat julle toegee, sulke buitengewone dinge gehoor het, en sê dat julle die skrifte verstaan, moet dit julle dan nie opval, dat alles deur my gedoen word, waaroor die profete geprofeteer het nie. Julle trek wel 'n gesig so soet soos melk, en heuning was, maar julle hart is vol gal, vol haat, vol hoerery en vol oorspel. Hierdie kommentaar tref die versoekers besonder raak, en hulle verdwyn sonder dat hulle durf om weer 'n woord tot my te rig. Want die hele volk wat hulle om my heen versamel het, werp vraende blikke na hulle toe, en hulle vind dit dus gerade om geen verdere gesprek meer met my aan te gaan nie. Nadat hierdie versoekers hulle hastig uit die voete gemaak het, loof die volk my, omdat ek hierdie selote so duidelik die waarheid onder hulle neus gevryf het. Ek rig my egter nie tot die volk nie, wat eintlik ook nie tot die beste behoort nie, maar sê so langs my neus weg aan die leerlinge, hierdie slegte en owerspelige soort wil 'n teken van my hê, maar hulle sal geen ander teken kry as die van die profeet Jona nie. Wat is die teken van die profeet Jona? Is dat hy 3 dae in die buik van 'n vis was en toe uitgekom het. En Yeshua sal 3 dae in die buik van die aarde wees en ewiglik daarna leef. Daarna laat ek die volk en meer nog versoekers aan hulle lot oor en gaan met my leerlinge vinnig weg, skeep my in die nog wagtende skip en gee opdrag om dit weer daarheen te stuur waar dit die aand vandag gekom het. Nou, hierdie woord owerspelige soort het natuurlik 'n dubbele betekenis. Ou wat oorspel pleeg is 'n owerspelige mens. Maar baie plekke waar die woord owerspelige voorkom in die Bybels, veral in die Afrikaanse Bybel, as jy die woord gaan ontleed, dan is dit afgelei van 'n grondwoord in die Hebreëus wat beteken om te verbaster. So owerspelige kan ook wees 'n baster of 'n verbasteraar eintlik in hierdie konteks. Nou as jy die geskiedenis ken van die tempel en van hulle wat in ballingskap weggedryf is vir 70 jaar en teruggekom het, het daar baie basters saam met die Judeërs, die ware Judeërs teruggekom. Volgens wet kon slegs Lewiete in die tempel diens doen. As jy nie uit die stam van Levi was nie, kon jy nie in die tempel werk nie. Nie eers iemand wat uit die stam van Juda was, of Benjamin, of enige ander stam, kon daar werk nie. Maar baie vinnig het hierdie klomp basters, hierdie owerspelige soort, wat maar meestal, vandag ken ons hulle as Jode, en hulle was
basternasies, 'n superbasternasie. En hulle het hulle self ingekoop. Vir geld het hulle toe die ou klomp leviete omgekoop en hulle het diensplekke gekry in die tempel. So by so dat nie te lank nie, toe het Caiaphas en Annas het in beheer gestaan van die tempel. En beide Caiaphas en Annas, hulle was verwant aan mekaar, ek dink die een was die skoonseun van die ander pa, was basters wat van Babylon afgekom het. 'n Oorspelige lot, wat glad nie vir Yeshua kon herken nie, wat hom net aanhoudend versoek het, dreigend op hom afgekom het, en glad nie sy leer kon aanhang nie. En dit was die suurdeeg wat toe in die tempel ingebring is. Die suurdeeg is nie die wettig, die evangelie van Moses, naamlik om die wet te onderhou nie. Dit is vervang deur Yeshua met 'n geestelike nuwe wet van die liefde. Maar hierdie verkeerde lering wat hierdie Sadduseërs en Fariseërs ingebring het hoofsaaklik van hierdie heidene gekom wat hulle self in die tempel ingesmokkel het. En jy kry dit in 'n baie goeie boek wat 'n ou geskryf het in die 60er jare, Dr. Wesley Swift, en die boek se naam is The Trial of Jesus Christ Reopened. Daar kom jy agter wie en wat hierdie goed is. So net 'n bietjie agtergrond oor wie hierdie oorspelige soort was. Vers 9, terwyl ons met sonnige weer oorgevaar het en alles bespreek oor die plek en die mense waar ons goed ontvang was, en ons onsself weer aan die voet van die berg bevind het, waar daar die vorige dag op die kruin so talle duisende mense met 7 brode en 'n paar visse gevoed was, herinner die leerlinge hulle daaraan, dat hulle op die grens van Magdala vergeet het om brood te koop en saam te neem. Dit was naamlik al taamlik laat in die middag, en vernaamlik die honger het hulle daarop attent gemaak. Daarom besluit enkeles van hulle om ergens in die omgewing brood te gaan haal, of om uiteindelik na Magdala terug te vaar, omdat mens van hier af met 'n goeie wind maklik in 'n uur by die plekkie Magdala kon uitkom. Toe die leerlinge my daaroor om raad vra, sê ek aan hulle, doen wat julle wil, let egter goed op, en pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. By hierdie mededeling dag die leerlinge toe by hulle self, aha, nou sal ons dit hê. Dit is 'n teregwysing omdat ons geen brood saam geneem het nie. Ek merk hulle angstige gedagtes maar al te gou en sê aan hulle, o, vir wat is julle nog steeds so klein gelowig? Wat maak julle daaroor tog bedruk, omdat julle geen brood saam geneem het nie? Dring dit dan nog nie tot julle deur nie. Dink julle nie meer aan die 5 brode vir die 5000 voor die oortog na Genesaret nie, en hoeveel mandjies daarvan oorgebly het nie, en miskien ook nie meer aan die 7 brode van gister vir die 4000, die vroue en kinders nie ingereken nie, en hoeveel mandjies julle daar oorgehou het nie. Waarom verstaan julle tog nie dat ek nie die brood wat julle nie saamgeneem het bedoel het nie, as ek aan julle sê, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs, maar dat ek die valse leer bedoel, wat hierdie mense met allerlei soetsappige, vroom lykende en vriendelike gebare, trouhartige verklarings en beloftes tussen die volk strooi, waarby hulle heimlik in hulle vuiste lag, as hulle 'n behoorlike net vol arme, dom sielietjies gevang het. En dit gebeur vandag nog steeds, in die charismatiese kerke en in die sisterskerke. Ek is jammer om dit te sê, maar hulle het ook hierdie vroom lykende soetsappige houdings, vriendelike gebare, en 'n houding van hulle is die pastoor of hulle is die dominee. En hulle het hulle so met hulle titels by die volk
basies so gewoond gemaak, dat die volk met alle eer betoon en absolute, wat is in Afrikaans? Groot agting vir hierdie goed het. Terwyl hulle net gewone mense is. Niks verder nie. Maar dit is hier waar ons dan ook sien, hoe hulle nette uitgooi, en arme sielietjies vang, wat nie bereid is om te vra nie, nie bereid is om hulle leerstellings te toets nie. Elke mens wat Yeshua se woord op hierdie aarde verkondig, soos wat ons dit hier doen, moet bereid wees om vrae te kan antwoord, en sy leer, die Yeshua se leer te verdedig. As jy dit nie kan doen nie, en vra my, ek het hulle al baie gevra, hulle kan nie vir jou sê, hoekom hulle sekere goed glo nie. Hulle sê maar net vir jou, die kerkse leerreël sê dit. Dit staan in die Heidelbergse katekismus, of dit is die Calvynse leer. Vra jy van, hoorie meneer, hoekom doop julle dogtertjies? Want Calvyn sê, die doop het in die plek van die besnydenis gekom. Dan moet julle net seentjies doop. Nee, hulle weet nie. Vra jy vir hulle ander vrae oor basiese goed, het hulle nie 'n antwoord nie. Vra hom om jou die drie enige God te verduidelik, en ek waarborg jou, jy sal nog meer die mekaar wees na sy verklaring as voor sy verklaring. Want dit is 'n drogspel, daar is nie so iets nie. Die drie enige God was 'n ding wat opgediep is in die tyd van die stigting van die Romeinse kerk, en dit verwys ver terug na Babylon toe, na Nimrod en Semiramis, en hulle het dit ingetrek, want hulle wou 'n gerieflike godsdiens vir daai tyd vir die volk kry, om hulle te beheer. En dit is hoekom hulle al die heidense name ook in die godsdiens ingeskryf het. Vra jou dominee, hoekom gebruik jy die naam Jesus? En hoekom gebruik jy die naam Here? Hy het nie vir jou 'n antwoord nie. Hy weet, die ware naam van sy vader is Yahweh, want hy het Grieks en Hebreeus gestudeer. Hulle moes dit almal 'n graad daarin gekry het, voor hulle kweekskool toe kon gaan. Maar hy het nie 'n antwoord nie. So, ons sit met hierdie onkundige mense, wat ons volk binne 'n nette vang. En die kerk is 'n net. En die psalmdigter praat van die net van die voëlvanger. So vang hulle die sielietjies. Want die siel word met 'n voeltjie beskryf in die gees. Wie predik dan nog feller oor die onsterflikheid van die menslike siel, as juis die Sadduseërs? En wie predik soos hulle oor 'n ewige Eden en 'n ewige vuurkwelling in die hel? En persoonlik glo hulle geen jota daarvan nie. En hulle is tevens die grootste godloonaars. Verstaan julle nou wat ek met suurdeeg bedoel het? Toe verstaan die leerlinge dat ek nie gesê het dat hulle moet oppas vir die broodsuurdeeg nie, maar vir die kwade leer van die Fariseërs en Sadduseërs. Die nag bly ons in die skip, wat ons vir die ergste honger voorsien het van brood en visse. Die volgende dag stuur ek enkele leerlinge vooruit na Caesarea Philippi, wat ook 'n klein versterkte stad in die Grieks-Galileese gebiedsdeel was, en wat land in vanaf die Galileese see gelê het. Hulle moes in opdrag van my vooraf in hierdie omgewing navraag doen, na wat die mense daarvan my dink, en of hulle eintlik al iets oor my gehoor het. En verskeie leerlinge wat in hierdie streek goed bekend was, haas hulle na die eet van die môrebrood, dadelik na die bogenoemde omgewing, en vra ywerig oral wat die mense daarvan my dink, my Yeshua, en of ek hulle, en hoeveel hulle miskien al van my gehoor het. Die vooruitgestuurde leerlinge was egter nie bietjie verbaas, toe hulle opmerk dat in die hele omgewing, wat nog nooit voorheen deur my besoek was nie,
my naam oorbekend was en dat elkeen baie oor my weet te vertel het. Die leerlinge maak naamlik asof hulle slegs deur hoorsef iets van my geweet het en daardeur kry die gevraagdes meer speelruimte om allerlei dinge te vertel. Dit spreek van self dat daar dikwels reusagtig oordryf is. Daar was byvoorbeeld 'n verhaal wat die leerlinge die verteller met groot erns verbied het om nog verder te vertel. Die verhaal bestaan uit niks minder nie as dat ek my gou tot 'n reusagtige grootte kon laat groei en daarna dadelik weer tot 'n nauweliks vingergrootte dwerg kon laat ineenkrimp. Ook sou ek in 'n oogwenk baie oud en ook weer baie jong kon wees. Ook sou die mense my heeltemal as vrou gesien het. Ja, dan was daar nog die wat nog meer geweet het, want hulle het gehoor dat ek ook na willekeur die vorm van die een of ander dier kon aanneem. En so is dit maar oral wanneer goed soos hierdie gebeur. Die aanhangsels en stories kry net nog sterkte en nog sterkte. En dit is absolute valshede, maar die leerlinge of die disippels het hulle nou verbied om dit verder te vertel. Elke mens sal self goed kan verstaan waarom die leerlinge hierdie vertellers verbied het om sulke stories rond te vertel. Maar hoe dit moontlik was dat sulke dwaashede en ander van dieselfde gehalte, selfs in plekke waar ek geleer en genees het, kop kon uitsteek, is iets wat vir menige hemelse engel tot op hede gewoonweg nog 'n raaisel is. Daar is egter nog 'n stapel van ruim 50 evangelies wat bestaan het, wat baie korrek was, wat tydens die eerste groot kerkbyeenkoms van die Moreland as apokryf verbrand is. Dit is so dat in die oorsprong slegs die 2 evangelies van Johannes en Matteus algeheel autentiek was. Omdat Yeshua dit gedikteer het, en ook die geskiedenis van die apostels, die briewe en die openbaring van Johannes. Beide evangelies van Markus en Lukas het ook hulle duidelik en gewyde waarde, hoewel hulle in menige detail van die een van Matteus afwyk. Nou dat ons dit ook weet, gaan ons weer verder met die evangeliese tog. En dit is hoekom dit wat ons vanoggend lees, voorkom in die groot Johannes evangelie, omdat hy die mees gesaghebende en betroubare getuie van die geestelike is. Matteus het ook baie geestelik in, maar ook meer oor die geskiedkundige verhale en geskiedkundige agtergrond. Daar het ons nou ook so 'n bietjie van 'n verwysing na die evangelies, dat daar 50 was wat hulle verbrand het. Wat is die Moreland? Weet julle? Maar die groot kerk byeenkoms kan net vir my sê, dit is Nicaea in die jaar 323 in Italië. Dat die Moreland is nie. Miskien was dit oos van waar hulle was, en omdat die son daar opkom, noem dit dan Moreland. Ja, maar ons weet dat die Vatikaan baie boeke verbrand het, wat op hierdie tydperk gewys het, en nog baie meer weggesteek het, wat nog in die katakombes, of wat hulle dit noem, versteek lê. Maar hier is vir ons 'n baie belangrike ding, nou in ons tyd. Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. Hulle is nog steeds werksaam onder die titel dominee en onder die titel pastoor. En baie van hulle ook onder geen titels nie. Hulle het uit die kerk uitgegaan, maar hulle het volgelinge, die mense volg hulle na. En die mense volg nie vir Yeshua nie. Hier by Dogter van Sion volg niemand my nie. Hulle volg Yeshua. En as jy dit nie kan sien nie, dan moet jy inniglik bid dat Yeshua vir jou daardie openbaring gee. Want wat ons hier lees is net sy woorde en die dinge wat gebeur het tydens sy wandeling op aarde.
En dit wil ons graag weet, want daar is so baie wonderlike stukkies waarheid daarin versteek, soos vanoggend se woorde. En dit is baie keer vir my hartseer wanneer ons die fees van die ongesuurde brode vier, wat hoort aan Pasga, dan is die mense so ernstig om al die suurdeeg te verwyder, wat eintlik nie meer geldig is in ons tyd nie. Maar die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van die wêreld verwyder hulle nie uit hulle wesens uit hulle innerlike nie. En dit is alles wat te doen het met dit wat nie van Yeshua is nie. Alle wêreldse dinge wat ons besig hou. En daar is een ding wat ons baie besig hou, en dit is 'n selfoon. En al daai goed, dit is suurdeeg. Nie net van nou predikante en so nie, maar van die wêreld. Ons lees en luister na hulle leuns, want die hele wêreldse opset bestaan hoofsaaklik net uit leuns uit. Leuns wat bitter gevaarlik is. Leuns wat mense laat glo dat daar 'n ander verlossingspad is as Yeshua. En hulle kom met baie oortuigende beweringe en selfs in gevalle bewyse. En dan is alles deur die Satan verdig. Is 'n verdigsel wat hy vir die mense aangee deur sy engele, wat dan as engele van die lig kom. En ons moet baie goed oppas vandag in hierdie tyd, want dat die versoekings baie groot gaan wees, is so. Moenie julle laat weglei en mislei deur hierdie ouens wat met hierdie goed kom nie. Die oomblik as 'n ou van the universe praat, moet jou ore regop staan en moet jy mooi luister, want hier's 'n vals leer. The universe of the, wat is die nuwe multiverse? Multiverse. Ja, ek het al van multiverse gehoor. Al daai goed is gaatjies wat hulle inkom en wil hulle die skyn gee asof hulle hier is om te help. Daar is net een wat jou kan help. Sy naam is Jesus Christus, vir die wat nog nie sy ware name geleer het nie, Yeshua Messia. En hy is die enigste een wat jou in die koninkryk van die lig kan inbring. Want jy moet hom erken. Hoekom? Omdat jy so groot sonde las het. Jy kan dalk dink, jy kan jou sonde wat jy op aarde begaan het self afskryf. Maar jy kan nie. Maar jy het 'n oerskuld wat oor so lang tyd strek, dat daar nie syfers is om dit te bereken nie. Dat as jy al die jare vat wat ons geleef het voordat ons hierdie aarde betree het, en jy vat al die sand op die aarde, alles in die see en op die aarde, en jy ken 1 miljoen jaar aan elke sandkorreltjie toe, en jy tel dit als by mekaar, dan het jy nog nie gekom by die tyd toe Lucifer en baie van ons saam met hom gerebelleer het nie. Dis hoe lank ons leef. En eintlik nog verder terug. So, wie kan daai sonde vergewe van die oortreding van Lucifer? Net een, hy wat sy lewe vir ons kom gee het op Golgotha. So jou oorskuld bly daar totdat jy hom erken. Dit is 'n feit. En geen ander skynlig wat kom en vir jou sê, maar ons gaan jou help en ons gaan nou dit en dat doen en jy gaan nou so 'n wonderlike lewe hê, kan dit vir jou doen nie. Baie dankie. Ons gaan môre